Hallo julle en baie welkom terug by ons klein groep lesse. Dis die begin van 2025. Ek's opgewonde vir dit wat die Here met ons en deur ons gaan doen en ek vertrou dat julle hom beter sal leer ken vir die jaar wat voorlê. Ons is besig met die preek My Geestelike Plan vir 2025 wat gepreek is op die 5de Januarie. Nou meeste mense skep nuwejaarsvoorneme met die hoop dat dit hulle lewens sal verryk. Hulle hoop dat die verskil wat hulle in hulle lewens inbring, hulle gaan gelukkig maak. Jordan Peterson gee vir ons die ware definisie van geluk. Hy sê, "We are not happy, technically speaking, unless we see ourselves progressing. And the very idea of progression implies value." Jordan Peterson verduidelik hierso kortliks dat ons as mense is nie gelukkig nie, mits ons vooruitgang ervaar. En as ons nie vooruitgang ervaar nie, is ons hartseer. Maar as ons vooruitgang ervaar, beteken dit ons is waardevol. So, vooruitgang is eintlik die rede vir geluk, want vooruitgang kommunikeer waarde. En almal van ons wil graag waardevol voel. Nou, wat Jordan Peterson se aanhaling ook kommunikeer, is dat as daar nie vooruitgang en ontwikkeling is nie, word ons of dit as onwaardevol beskou. Nou, meeste Christene ervaar hierdie gevoel binne in hulle geestelike wandel met die Here. Hulle voel dit is onwaardevol, want hulle beleef dalk nie vooruitgang nie. Hulle voel die hele tyd hulle is besig om te stagneer of agteruit te beweeg. Nou ek glo, die rede hiervoor is ons beplan nie. Benjamin Franklin het een keer gesê, "If you fail to plan, you are planning to fail." Nou ons volgelinge van Jesus moet ons geestelike lewe vir 2025 beplan, dat ons kan konstant evalueer, is ons besig om vooruitgang te beleef of nie. Nou, ek wil hê ons moet fokus op 3 punte, waarin ek en jy kan beplan vir 2025, sodat ons konstant kan evalueer. So 3 beginsels vir geestelike volwassenheid. Die eerste punt is, vrees die Here. Ek lees vir ons hierso in Matteus 10 vers 28. En moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna kan laat vergaan. Nou in hierdie teksgedeelte praat Jesus so 'n bietjie met sy disippels oor prioriteite. Hy sê vir hulle, omdat julle my volgelinge is, gaan die mense julle vervolg en julle 10-10-1 vermoor. En dan vra hy hulle, wanneer julle in hierdie situasies kom, hoe gaan julle reageer? Gaan julle die mense vrees en hulle gehoorsaam, of gaan julle God vrees en hom gehoorsaam in hierdie tye? Jy sien, elkeen van ons het 'n keuse om te kies wat is vir ons belangriker. Nou, net soos die disippels, gaan 2025 vir ons ook moeilike situasies bring. Konfliksituasies gee waar ons moet kies. Gaan ons die wêreld gehoorsaam? Dit is om te val in sonde, of om oneerlik te wees, om risie te veroorsaak, om afguns te hê, om dalk dinge onder die tafel deur te doen. Gaan ons die wêreld gehoorsaam, ons vleeslikheid, of gaan ons kies om te doen wat God van ons vra, al gaan dit moeilik? As ons die wêreld vrees, gaan ons gehoorsaam wees daaraan. As ons God vrees, gaan ons gehoorsaam wees aan hom. Nou, ons almal ken ons swakpunte. Ons weet waar ons vlees sterker is in plaas van ons gees. Daarom moet ek en jy vooraf beplan. Hoe gaan ons reageer in daardie moeilike situasies, dat ons nog steeds God se naam kan verheerlik? 'n tweede beginsel wat ons kan beplan vir 2025 is, kweek 'n rein hart. Nou, veronderstel, jy vind jouself in die volgende situasie. Dit is Desember
En jou huis was al 'n paar keer gebruik vir byeenkomste, en nou natuurlik met byeenkomste kom maar teen 'n klomp geskenkpapier, kosverpakking, wat ook al dit is. Dit beteken jou asblik, jou swart asblik is lekker vol. Maar veronderstel ook jou asblikdag in jou dorp is Woensdag. Nou 2024 se Kersdag en se Nuwejaarsdag het albei geval op 'n Woensdag. Dit beteken niemand het jou asblik kom kry nie. Kla jy oor die feit dat dit stink en jou yard bedek is met vliee? Kla jy oor die feit dat jy moet steeds aanhou betaal en steeds is daar geen dienste wat jy ontvang nie? Of is jy dankbaar dat 'n goddelose land steeds mense afgee op 'n Christelike vakansiedag sodat hulle tyd kan hê saam met hulle families? Jy sien, dis dieselfde situasie, maar dit is verskillende perspektiewe. Nou ons perspektief het 'n groot effek op ons lewensomstandighede, maar dit het 'n groter effek op ons geestelike lewe. Hoor wat sê Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou ons hart bepaal hoe ons kyk na die wêreld. En as ons hart donker is, gaan ons 'n baie negatiewe uitkyk hê op die wêreld. Hierdie vers sê, die mense wat rein van hart is, sal God raak sien. Vir my en vir jou om 'n oorvloedige geestelike lewe in 2025 te hê, is dit noodbelangrik om jou hart rein te hou. Dit beteken om dit skoon te hou van 'n onvergifnisgesindheid, van woede, bitterheid, afguns en sonde. Die groot vraag, ek dink ons almal kan saamstem, is hoe hou ek my hart rein? Hoe kry ek om my hart rein te hou? Nou, dit bring my na my derde beginsel toe, en dit is genees jouself van die wêreld. Nou, ek en jy is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Dit beteken ons moet onsself soveel as moontlik genees van die effek wat die wêreld op ons het. Ek lees vir ons in Galasiërs 5 vers 9. 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ons as mens is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Maar die wêreld het 'n manier om ons te beïnvloed. En omdat ons so kwesbaar is vir die negatiewe invloede wat die wêreld het, is dit moontlik dat die wêreld ons reine hart kan verdonker. Ons moet dan alles in ons vermoë doen om ons hart skoon te hou. En die enigste manier hoe ons harte rein hou, is deur die woord van die Here. Ek lees vir ons hierso in Efesiërs 5 vers 25. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Hoor wat sê hierdie stukkie, omdat Jesus gekom het om ons heilig te maak deur die woord, moet ons as mans van ons vroumense, en nie net vir ons vroumense nie, maar vir onsself ook, moet ons onsself skoon maak met die woord van die Here. So die vers kommunikeer dat Jesus sy bruid om skoon hou het met die woord, dit is die Bybel. En tot vandag toe is ek en jy ongelooflik afhanklik om hierdie hart van ons rein te hou, skoon te maak, deur om dit te deurdrenk met die woord van die Here. Baie kere vind ek mense wat skaars Bybel lees, en hulle vind hulle self dalk miskien een keer 'n week by die kerk, en dan wonder hulle, hoekom sien hulle nie God raak nie? Want die wêreld het hulle al so erg beïnvloed. Om net een keer op 'n Sondag kerk toe te gaan en dan nie weer in 'n verhouding te wees met die Here nie, is dieselfde as om te sê, ek gaan na KFC toe gaan, en ek gaan al die vetterige, lekker kos by 'n KFC bestel, maar gaan darm 'n Diet Coke vat, en dit gaan my gesond maak. Niemand van ons dink so nie, maar ons doen wanneer dit kom by ons geestelike lewe. Vir ons om ons hart rein te hou, sodat ons God kan raak sien,
moet ons ons hart deurdrenk met die woord van die Here. Dit beteken daagliks intieme tyd saam met die Here spandeer. Met dit in gedagte, kom ons bespreek die vrae wat voor lê. Julle moet dit geniet en lekker aand verder. Totsiens.